Welgeluksalig is hy wat u uitkies en laat naderkom, dat hy kan woon in u voorhowe. Ons wil versadig word met die goeie van u huis, die heiligheid van u paleis. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, kom ons loof die Here, ons sing Psalm 107. Psalm 107 is net soos Psalm 105, een van die geskiedenispsalms wat getuig van die pad wat die Here met die Israeliete sy volk geloop het. En ons sing daar 2 verse, vers 1, loof God omdat hy goed is en goed is sonder end. Meld dit al wie behoed is, verlos is uit die lend, wat God uit elke land in vryheid weer herstel het, vry van die slaweband waarmee hulle hom geknel het. En nou kan ons by myself dink, nou hoekom sing ek hierdie liedjie? Ek is tog nou gelukkig nie 'n slaaf gewees van iemand nie. En as ons kyk na die Nuwe Testament, dan sien ons tog elke mens na Adam en Eva worstel teen die slawerny van sonde. Dat ons, as jy nie die Here Jesus ken en aanbid en die vryheid ervaar wat hy gee nie, dan is jy 'n slaaf van jou sonde. Kyk maar na mense om jou wat nie die Here ken nie. En wat 'n genade dat ons hierdie psalm kan sing en weet dis ook waar van my. Dan blaai ons om na vers 10. Laat hom met offerhande die Here loof en dank, die werke van sy hande vermeld met klare klank. En vandag gaan ons kyk oor offers. Waar het vandaan kom, wat was die doel en hoe het dit uitgewerk in Jesus se offer aan die kruis en wat beteken dit vir jou en vir my vandag? En dan staan daar, laat hulle hom dank bewys vir redding wat so soet is, hom met offers prys, omdat hy groot en goed is. Kom ons loof die Here, vers 1 en vers 10, Psalm 107. Loof God omdat hy goed is en goed is sonder end. Meld dit af wie behoed is, verlos is uit die lend. Wat God uit elke land in vryheid weer herstel het. Vry van die slaweband, waarmee hom geknel het. Laat hom met offerhande die Here loof en dank, die werke van sy hande vermeld met klare klank. Laat hom dank bewys, vir redding wat so soet is, om met offers prys, omdat hy groot en goed is. Jy kan blaai na Gesang 70, ons sing al 2 die verse, vers 1 en 2 as skuldbelydenislied na die samevatting van die wet. En dan kan jy die boekmerkie sit by Gesang 237, ons gaan al 2 verse ook daar sing na die geloofsbelydenis. So Gesang 70 na die wet, Gesang 237 na die geloofsbelydenis. Lees uit beide die Ou en Nuwe Testament, eers oor die eerste tafel van die wet in Deuteronomium 6 en dan oor die tweede tafel van die wet in Romeine hoofstuk 13. Deuteronomium 6 vers 4, hoor Israel, die Here ons God is 'n enige Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. Romeine 13 vers 8, wees aan niemand iets skuldig nie behalwe om mekaar lief te hê, want hy wat 'n ander lief het, het die wet vervul, want dit
Jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag nie begeer nie. En watter ander gebod ook al word in hierdie woord saamgevat, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad nie. Daarom is die liefde die vervulling van die wet. As in ootmoed stil, ons afhanklik van die kniel, en berouvol na omhoog, tot u rig die hart en oog, waar u soveel moes ly, om van skuld ons te bevry, skenk ons die vergifnis, op ons skuld erkentenis. Jesus, alles ons ontrou, u bly altyd deurgetrou. Wanneer ons skuld bely, maak u ons in waarheid vry. Nooit bly te gebroke gees, om versoening te vergeefs. U skenk die vergifnis, op ons skuld erkentenis. Geliefdes, 1 Johannes 1 sê vers 9, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Hierdie is geweldig belangrik in die lig van dit wat ons vandag in die Bybel gaan lees. Die Ou Testamentiese mens het iets daarvan ervaar elke keer as hy of sy 'n offer bring, dat die Here sonde kan vergeef. Maar daar moes bloed vloei. En het besef, sonde kos lewe met elke offer wat gebring is. Maar wat 'n genade dat ons kan leef in die tyd na Jesus se kruisiging, dat ons ook kan sê, vers 7 van 1 Johannes 1 geld ook vir ons. En deur sy Heilige Gees kan ons sê, dis waar van my, maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar, en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde. Daar bly niks oor nie. Ons kan hierdie week ingaan as begenadigdes, as mense wie se verhouding met God volkome reg is. Ons kan die liefde wat God in ons hart uitstort, uitleef, in sy lig wandel, gemeenskap met mekaar as gelowiges uitleef, omdat sy werk volkome is. En mag die Here ons die vreugde aandoen, dat dit wat hy in ons harte doen, sal duidelik wees in die manier hoe ons dink en praat en optree en ons werk doen en by die skool tussen ons maats optree. Geliefdes, kom ons doen belydenis van dit wat ons glo, en elkeen spreek in sy hart, soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het. Wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees,
Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Vader, Seun, Heilige Gees, hoe sal ons U heerlikheid kan verwoord, U lof besing met 'n aardse stem. Eer die Vader, eer die Seun, eer die Gees as God en Heer ons God as majesteit, loof hom tot in ewigheid. Woord uit woord, lig uit lig, kom as mens op aarde, bo begrip, bo ons verstand, is U goedheid, Heer. Eer die Vader, eer die Seun, eer die Gees as God en Heer. Eer ons God as majesteit, loof hom tot in ewigheid. Geliefdes, die Here praat vandag met ons uit sy woord uit Hebreërs hoofstuk 10. U kan gerus blaai. Nou hierdie brief wat bekend staan as een van die algemene briewe. In die Nuwe Testament kry ons die evangelies, daarna die Handelinge van die Apostels, en dan begin die briewe van Paulus, Romeine en Gef, Galasiërs, Efesiërs, Filippense. Ons is besig met die Ense, Filippense, Kolossense, Tessalonisense. Ons is besig met die Tessalonisense, Timoteus en Titus. En dan is dit net die boekie Filemon voordat ons hierdie boek van Hebreërs kry. En Jakobus en dan die laaste briewe van Petrus, Johannes, Judas en Openbaring. Wat is kenmerkend van die boek van Hebreërs, die brief van Hebreërs? Wie dit geskryf, wanneer is dit geskryf? Aan wie is dit geskryf? En die kort antwoord is God. Meer as dit weet ons nie. Wie hy presies gebruik het as die instrument om hierdie woorde neer te skryf, soos wat ons weet, uit Lukas gebruik om Lukas te skryf en Markus om Markus te skryf, weet ons nie. Wie presies die Here gebruik het nie, maar dat dit deel van sy woord is, geïnspireerd is, dit weet ons, glo ons vas. Weet nie presies wanneer nie, ons kan aflei dat dit geskryf is aan die kerk, want hy praat met kerkmense wat die Ou Testament ken, en daarom weet ons aan wie dit geskryf is, en die naam Hebreërs sê vir ons, is heel waarskynlik Jode, wat Christene geword het, wat die Ou Testament baie goed geken het, en hy kon in detail vir hulle praat oor die Ou Testamentiese teks, en hulle het geweet waarvan hy praat, en dan verduidelik hy hoe dit betrekking het op Jesus. Nou hierdie boek het 3 groot dele, en mens kan eintlik by elkeen sê, meer as, of groter as. Nou die Jode het interessante legendes gehad. Een legende wat nie vir ons in die Bybel beskryf word nie, is dat die Jode byvoorbeeld geglo het, dit was op die berg Sinai, was dit engele wat die tafels met die wet aan Moses oorhandig het. En baie het vreeslik baie gemaak van engele. Maar die eerste gedeelte van Hebreërs leer vir ons dat die Bybel sê Jesus is meer as engele. Hy is nie net 'n boodskapper nie, hy is God. En dit maak hy baie duidelik in die eerste deel van hierdie besondere brief. En dan praat hy met hulle oor die tempel en die offerdiens, en beskryf hy vir hulle, Jesus is meer as enige hoëpriester. En hy is baie meer as enige offer wat gebring word. In hierdie gedeelte, dit is nou hoofstuk 4 tot by hoofstuk 10,
daarmee kry ons nou vandag te doen, en dis waar my afsluit, as hy by hoofstuk 10 kom, dat Jesus is meer as enige offer wat ooit gebring is. Ons gaan vandag sien hoekom. En in die laaste gedeelte is waar die Here ons dan aanmoedig om meer te wees as wat 'n sondaar mens is in die opsig van volhard, hou vas, loop die pad van die Here, dis die moeite werd, en moedig hy ons ook aan in die laaste hoofstukke. Hierdie gedeelte wat ons vandag gaan lees, het ook 3 dele, vers 1 tot 4 gaan, let op na die woord skaduwee, in die eerste gedeelte wat ons gaan lees, en wat presies hierdie woord beteken. Tweede gedeelte wat ons by stilstaan in ons prediking, ook vers 5 tot 7, praat oor die ware offer. En hoekom kan ons Jesus die ware offer noem? En hier wil ek sommer vra, u is nou by Hebreërs 10, blaai asseblief na Psalm 40, want ons gaan daarna kyk en u gaan saam met my lees uit Psalm 40. So sit so lank die boekmerkie daar by Psalm 40 in. En soos wat ons verder gaan sien hoe dit sin maak. En dan in die laaste gedeelte, vers 8 tot vers 10, praat oor die implikasie van Jesus se offer, Jesus se eenmalige oorwinning. So ons gaan kyk na die skaduwee, ons gaan kyk na die offer, en ons gaan kyk na die implikasie van Jesus se offer vir u en vir my. Ons gaan eers saam lees uit die Bybel, en daarna gaan ons saam bid. Vandag lees ons net van hoofstuk 10 vers 1 tot 10, ons gaan DV volgende keer verder, en uiteindelik 'n hele reeks uit hierdie een hoofstuk, uit Hebreërs hoofstuk 10, maar gaan lees gerus by die huis, en nou moet ek vir u sê, ek het nie Hebreërs deurgelees, is nie 'n maklike boek om te lees nie, maar dit is 'n besondere boek. Dis nie 'n storieboekie wat jy nou geskiedenis lees soos van die ander boeke in die Bybel nie. Maar dit is gelaai met betekenis, en is baie belangrike goed wat ons moet weet. So, kom ons verlustig ons in die woord van die Here, en vandag gaan ons diep delf in hierdie 10 verse van Hebreërs 10. Kom ons lees saam. Want die wet, wat 'n skaduwee het van die toekomstige weldade, nie die beeld self van die dinge nie, kan nooit deur dieselfde offers wat jaar na jaar gedurig gebring word, die wat toetree tot volmaaktheid lei nie. Anders sou hulle opgehou het om geoffer te word, omdat die wat die diens verrig, nadat hulle eenmaal gereinig is, geen bewussyn meer van sonde sou gehad het nie. Maar in die offers is daar jaar na jaar herinnering aan die sondes, want die bloed van stiere en bokke kan onmoontlik die sonde wegneem. Daarom sê hy, as hy in die wêreld inkom, slagoffer en spysoffer wou u nie hê nie, maar u het vir my 'n liggaam berei. Brandoffers en sondoffers het u nie behaag nie. Toe het ek gesê, kyk, ek kom. In die boekrol is dit van my geskrywe, om u wil te doen, o God. Nadat hy hierbo gespreek het, slagoffer en spysoffer en brandoffers en sondoffers wou u nie hê nie, en het u nie behaag nie, wat volgens die wet geoffer word, het hy daarna gesê, kyk, ek kom om u wil te doen, o God. Hy neem die eerste weg, om die tweede te stel. Hierdie wil is ons geheilig deur die offer van die liggaam van Jesus Christus. Net eenmaal. Net tot sover ons skriflesing, mag die Here verheerlik word deur die verkondiging van sy woord. Kom ons bid saam. O Hemelse Vader,
Hierdie tyd van die jaar wat ons op die Via Dolorosa loop, Here Jesus op pad na die kruis, word ons maar net pynlik bewus van die leed en die hartseer en Here die sleg, die skande wat U bereid was om te dra, sodat ons U kinders mag wees vandag. En dank ons die Here vir gedeeltes soos hierdie wat vir ons verduidelik, bewus maak van dit wat in die Ou Testament gebeur het en hoe dit betrekking het op ons vandag wat dit nie ken nie, wat nie meer diere offer nie, wat nie meer in 'n tempel kom om offers te bring nie, wat nie priesters het en die reuk van diere wat geslag word en bloed wat vloei en dierekarkaste wat verbrand word. Maar tog, Here, weet ons, dit was van betekenis en wil ons vandag iets daarvan verstaan en hier uitstap uit hierdie kerkgebou met 'n boodskap van dit wat U in my en elkeen wat hier sit se hart wil bring, dat ons kan verstaan iets beter van wie U is, iets meer van wie ons identiteit in Jesus is en iets van dit wat in ons harte doen as die kinders vandag. Here, daar is soveel wat U hulp en die bystand dringend nodig het. Here, U weet van die leed en die hartseer en verliese wat ons as die kinders soms verdra. En wat vir ons swaar is om te verwerk en te verstaan, Here, daar is soveel dinge wat tot in ons siel ons ontstel. Here, ons harte breek, ons seer maak, ons moedeloos maak. Here, wil U troos, hulle wat rou oor die dood van geliefdes. Wil U bystand gee, o Vader, wil U hulle in die hand neem, wil U die trane afdroog, wil U die hemelse vertroosting gee. Here, U gee hoop en U gee soveel beloftes wat U in die Bybel vir ons verwoord en ook waar maak nou reeds in eendag in volmaaktheid. En help ons, Here, om dit raak te sien en nie net te kyk na die hartseer en pyn van hier en nou nie. Here, U ken ook elkeen van ons, U weet die dinge wat ons in hierdie week aangevang het, waar ons skaam is, waar ons besef ons U eer aantas, dit wat ons weet, Here, tussen ons as sondaar mense en U as die regter staan. Here, ons het dit bely met ons lied en ons dankie vir die versekering dat U ons harte skoon maak. Here Jesus, dat U ons met U bloed reinig, dat U die verhoudinge herstel, dat ons die genade en vergifnis kan ervaar, dat ons as vergeefde mense met vreugde kan lewe, as begenadigdes hoop kan hê. Here, dat ons 'n vrede kan hê wat net U kinders kan hê op aarde. Skryf ook hierdie woorde van Hebreërs 10 in ons harte, Here, en help ons om hierdie dankbaarheid uit te leef wat ons U verskuldig is. Ons dink aan hulle, Here, wat bejaard is, ons senior lidmate, neem hulle in die hand, Here, en wil U oor hulle ontferm. Ons bid vir ons verbondsgesinne en vir elke huwelik, Here, en ons vra ontferm U oor ons ouers, ons kinders, ons as huweliksmaats, Here, skenk ons 'n liefde wat kan vergeef en verdra, mekaar kan opbou, vir mekaar ook nader aan U kan bring. Ons vra dat U ook in die verbondsonderrig met ons kinders sal wees, Here, maar ook daar by die skool, tussen ons maters, in die ywer wat ons aan die dag moet lê om werk te memoriseer en vaardighede op te bou. Ons bid vir ons jong mense, Here, en ons vra dat U ook oor elkeen van ons jonges U ontferm. Dankie, Here, vir die woord wat lewendig en kragtig is en dring vandag ook deur tot ons siele. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Die 7 weke voor Paasnaweek noem ons lydenstyd en U sal sien op die almanak, ons is vandag by die 2de lydensweek. En vir elkeen van die weke wat nou voorlê tot Paasnaweek, dink ons aan die pad wat Jesus geloop het tot by die kruis en die skrywer van Hebreërs maak dit vir ons duidelik, hier is iets besonders wat gebeur het in daardie tyd. Iets wat
ons nie altyd oordink of altyd verstaan nie, maar vandag so bietjie wil ons die sluier lig oor wat daar gebeur het toe Jesus gesê het, dit is volbring, Johannes 19 vers 30. Wat presies is volbring? Wat het klaargemaak? Wat gaan nie verder gebeur na die kruisiging in hierdie woorde van Jesus tetelestai, dit is volbring. Want dit wat Jesus gesê het, was nie wanhoop nie, dit was nie moedeloosheid nie, dit was 'n oorwinningskreet. Dit was die oorwinning wat vers 10 vir ons beskryf, wat afgehandel is, 'n rekening wat vereffen is, wat betaal is voluit, om nooit weer enigstens 'n rekening te wees wat jy nog aan skuldig staan nie. Vandag kyk ons na al die Ou Testament offers en dit wat Jesus aan die kruis voltooi het en hoe Jesus se offer aan die kruis alle offers van die Ou Testament vervolmaak en voltooi. Nou lees ons baie in die Ou Testament van offers. Ons lees in die 3de boek in Levitikus, lees ons van brandoffers wat gebring is en graanoffers, maaltydoffers, sondeoffers, skuldoffers. En nou was daar verskillende maniere hoe hierdie offers gebring word. Daar was 'n beweegoffer, en 'n dankoffer, en 'n eerstelingoffer, 'n gelofteoffer, 'n wierookoffer. En dis alles voorskrifte wat die Here gee op bepaalde tye in die Israeliete se lewens, wat hulle na die tempel gekom het, aanvanklik na die tabernakel, later op die plekke waar daar offers gebring is, later in die tempel self, en elke Israeliet is 3 keer op 'n jaar verplig om na Jerusalem toe te kom vir die feeste wat daar gehou is en die offers wat gebring moes word. En baie keer het hierdie offers behels dat die vet van die dier geneem is en die vet is verbrand, die vel en die vleis self is aan die priester gegee en hy en sy gesin kon van die vleis eet. En dan was daar 'n sondeoffer wat gebring is waar die hele dier verbrand is as 'n teken van totale oorgawe. En vir ons is dit verskriklik om daaraan te dink, 'n dier word geslag en die bloed word opgevang en die vuur wat daar betrokke was en al die diere wat in die proses gebruik is. Nou, jy kan vir jouself dink, op so 'n week wat hierdie feeste gehou is, kom ons sê daar was 10.000 of 100.000 Israeliete wat elkeen sy dier gebring het, 10.000 diere wat geslag moet wees. Hulle sê die bloed het afgeloop van die tempelterrein af, deur die strate tot in die Kedron rivier, wat soos bloedrivier gelyk het na so 'n week. Dit was verskriklik, maar dit was in daardie tyd die voorskrif van die Here. En die mense moes besef, as hulle die bloed sien, dis wat my sonde veroorsaak en kos, dit kos 'n lewe. Dis ingrypend. Maar kyk nou wat sê vers 1 van ons hoofstuk wat ons gelees het, die wet en die voorskrifte om al die offers te bring, wat 'n skaduwee het van die toekomstige weldaad. En dis die een beeld wat hy gebruik om te sê, as jy agter 'n hoek staan en jy sien, hier kom 'n skaduwee aan, dan weet jy, dis nog nie die persoon self nie, jy kan nie mooi herken wie se gesig is dit, en wie is dit presies wat op pad is nie, maar jy weet, hierdie skaduwee sê vir jou, iemand is op pad. En hy sê, dit was elke Ou Testament offer, dit was 'n skaduwee van Jesus se offer aan die kruis. Dit was nog nie Jesus se offer nie. So elke skaduwee wat in 'n offer gebring is, was nog nie die volledige en volmaakte nie. En dan is die argument wat hy gebruik is, daarom moes dit dag na dag en jaar na jaar gebeur. Jaar na jaar is al hierdie offers gebring, want een offer kon nie klaarmaak met die werk om mense te herinner aan sonde dat hulle God se vergifnis nodig het nie. Maar dit gaan baie verder en dieper as dit. Een kommentaarskrywer stel dit so, hy sê as jy nou siek is en jy gaan koop daai botteltjie medisyne en jy gebruik daardie medisyne volgens die voorskrif wat nou gegee is, en
En daai medisyne werk, jy is na 'n paar dae gesond. Daar is mos nou altyd daai hoesmedisyne wat so bietjie nog onder net waar daar op die kasbottel staan. As jy in die kas kyk en jy sien daai bottel, dan weet jy, daai goed werk. Ek hoes nie meer nie. Maar as die dokter nou daai goed voorskryf en jy gaan na die apteek en jy betaal ten duurste, en jy doen dit presies soos hulle sê jy moet dit doen, maar dit help absoluut niks. Jy is later moedeloos en jy los die bottel en daar op die kas. Elke keer as jy daai bottel sien, dan herinner dit jou, die goed werk nie. En dis wat ons nou lees in hierdie gedeelte van hoofstuk 10, wanneer hy praat oor offers, kyk na vers 3, maar die offers is jaar na jaar herinnering aan die sondes. Elke dier wat na die tempel gebring is en wat geoffer is, was 'n herinnering. Die goed kan my nie in die hemel bring nie, dit kan my nie verlos nie, maar ek moet dit doen, want die Here skryf dit voor in sy wet. Dit moet my herinner aan my sondes, en dat ek God se genadewerk nodig het in my lewe. En nou is die vraag nou maar, hoekom het die Here dit dan ooit ingestel, as hierdie offers nie iemand verlos het of in die hemel bring nie? Want ons het nou gehoor van die lyste van 'n klomp tipe offers wat gebring is, en die mense het dit getrou gedoen. Hoekom het hulle offers gebring? Nou, hoe verskil die Israeliete se offers van die heidense volke? Want die Filistyne het offers gebring, en die Assiriërs en Babiloniërs en al die heidense volke het offers gebring. Wat was die doel daarmee? Nou, elkeen in die Bybelse tyd wat 'n offer gebring het vir 'n afgod, was die doel daarmee, ek moet hierdie afgod se guns wen, dat hy vir my 'n oes gee. En 'n offer beteken, jy gee iets sodat dit seer maak. En dan het hulle baie keer baie wreed opgetree. Selfs kinders geoffer. Dit lees ons in 2 Kronieke 33. Jou slegte koning Manasse, wat selfs in Israel kinders laat offer het in die tempel in Jerusalem of op die berg Sion. En die Here het dit verbied. Maar dit was die idee van die heidense volke. Ek bring 'n offer om die guns van hierdie afgod te wen, dat hy vir my kan seën. Vir die Israeliete was dit nooit die geval nie. Wanneer die Here vir hulle die voorskrifte gee van al die offers wat gebring moet word, was dit een van 2 redes. Aan die een kant was 'n offer 'n dankie. En daarom is dit gekoppel aan die boerdery en die oesfeeste. Aan die begin van die seisoen het hulle na Jerusalem gekom en die offers gebring. Vir die Here gevra sy hand oor die oes, en dan aan die einde het hulle gekom met van die gerwe van die koring, of wat hulle ook al geoes het, en die offers gebring om die Here te dank. En dis een ding wat die heidense volke nie gehad het nie, dit was hierdie dankoffers, waar ek eenvoudig my dank en lof en eer aan God bring. Die reukoffers, die wierookoffers, dit was alles net om God te verheerlik en om te dank. Nie om iets van God te kry nie, net om my dank te betuig aan God. En dan was daar die sondeoffers. En dit het op 'n paar maniere gebeur wat hierdie offers gebring is. Ons lees dit in gedeeltes wat in die Ou Testament beskryf word, soos Levitikus 16, wat die hoëpriester presies moes doen op die Yom Kippur, op die groot versoendag en op die ander offerdae wat die volk bymekaar gekom het. En wat dan gebeur het is dat die hele volk het bymekaar gekom, en die hoëpriester het sy hand op die kop van die offerbul geplaas, en daarmee simbolies die sonde van die hele volk op hierdie offerbul oorgedra. En die dier is geslag, en sy bloed is opgevang. En die hoëpriester het met hierdie bakkie met bloed in die allerheiligste deel van die tempel ingestap. En hy moes met bloed daar ingaan, want sonder bloed sou die Here hom verdelg. En dit was so ernstig gewees, ek het nie al vertel van self sy klere, het daarvan getuig hoe ernstig hulle dit beskou het. Onder aan die rok van hierdie hoëpriester was daar klokkies gewees.
En solank as wat daardie klokkies in die Allerheiligste gelei het, het hulle geweet die man leef nog. Maar as hy dit nie oorleef het nie, was daar 'n tou aan sy voet waarmee die priesters hom kon uittrek uit die Allerheiligste deel as die Here hom doodgeslaan het, omdat hy met 'n onrein hart in die Allerheiligste ingegaan het. So ernstig was dit. En nadat hy van daardie bloed van die offerbul gevat en het op die versoendeksel van die verbondsark gesprinkel, om daarmee van die Here te vra dat hy die volk se sonde vergewe. Nou hierdie dinge was geweldig belangrik in die Ou Testamentiese tyd en vir die Ou Testamentiese mens. Om te weet, sonde kos. Sonde kos 'n lewe. Die bloed herinner aan die prys van sonde. En jy het net een lewe, maar elke keer moet daar 'n dier met sy lewe betaal vir jou sonde. En daar moes 'n verandering kom. En dit gaan ons nou lees in Psalm 40. Kom ons blaai daarin. Ons lees van vers 7. Lees saam met my. In Psalm 40 vers 7 staan daar: U het geen behaag in die slagoffer of die spysoffer nie. En nou is die vraag nou, maar hoekom? As die Here dan nou gesê het hulle moet offers bring en nou sê hy het geen behaag in die slag of die spysoffer nie. Hoekom het die Here dan nou nie daarvan gehou nie? Hy het dit toch gesê, dis wat hulle moet doen. En die probleem het ingekom by die harte. Jy sien, vir die heiden was dit net op die uiterlike gebaar van, ek bring 'n offer en hierdie afgod, hy skuld my nou. Ek het my kant gebring, nou moet hy sy kant bring. Maar vir die Here sê, dit werk glad nie so nie. Wat het ons gelees in Deuteronomium 6? Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en jou hele siel en al jou kragte. Dis waaroor dit gaan. En die manier jy liefde vir die Here wys, is ook deur offers te bring wanneer jy sonde doen, of wanneer jy dankbaar is. Dit is wat in die hart is, wat oorloop. Maar die probleem was, die Israeliete het gemaak soos die heidenvolke. Hulle het net gedink, kyk, ek doen hierdie goedjies, en nou skuld God my. En dis hoekom hy sê, hy het geen behaag in skuldoffers en brandoffers, wat met 'n hart vol sonde gebring word, wat dink, wel, ek het nou my stukkie betaal, my rekening veref, en nou kan ek maar aangaan met die sonde. En die Here sê, dit was nooit die bedoeling nie. Maar kyk nou wat sê in die volgende woorde, en dit is vreemd vir 'n mens, as jy dit lees, in vers 7 van Psalm 40 staan daar verder, ore het u vir my gegrawe. En dan gaan hy aan, brandoffer en sondoffer het u nie geëis nie. So tussen hierdie twee is daar 'n skenier met woorde wat nou vir ons baie vreemd klink, want die eerste en die laaste deel van die vers verstaan ons, hierdie offers het God nie behaag nie, en hierdie offers het God nie geëis, offers wat met 'n liefdelose hart gebring word nie. Maar wat beteken hierdie woorde nou? Ore het u vir my gegrawe. Kyk hoe vertaal die Griekse vertaling dit is, en dit is waar die Hebreërs skrywer nou dit aanhaal. Hy sê in hoofstuk 10, in vers 8, slagoffer en spysoffer en brandoffers en sondoffers wou u nie hê nie. Ekskuus, kom ons gaan terug na vers 5. Slagoffer en spysoffer wou u nie hê nie, maar u het vir my 'n liggaam berei. En dit is waar hy aansluit by ore het u vir my gegrawe. En die Hebreërs skrywer wys vir ons wat die eintlike betekenis van daardie woorde was. In Psalm 139 hoor ons hierdie psalmdigter sê, u het my ongevormde klomp gesien, ek is geweef in die dieptes van die aarde. En iets van die mens se beskrywing van hoe die Here kunstig elke mens se liggaam berei en jou maak met die unieke karaktereienskappe wat net jy het. En wanneer in Psalm 40 sê, u het vir my ore gegrawe, was dit of hy sê, in die dieptes van die aarde, die Here dit beskik, dat die mens wat uit die aarde geneem is, selfs Jesus, het by sy ewige goddelike natuur, het die Vader 'n liggaam vir hom beskik en voorberei. Daardie oortjies en oë en mondjie en handjies en voetjies
wat die ewige God by sy goddelike natuur ook 'n menslike natuur aangeneem het. Dit is wat die Vader voorberei het. Galasiërs 4 stel dit, in die volheid van die tyd het Jesus mens geword. Juis omdat die offers onvoldoende is, het die Vader dit beskik dat Jezus 'n liggaam kan kry met hande wat aan 'n kruis deurboor kan word en voete wat vasgekap kan word op 'n kruis en 'n liggaam met 'n sy wat 'n spies ingedruk kan word waar water en bloed uitkom, met 'n hoof waarop 'n doringkroon kan pas sodat die bloed afloop teen sy gesig, met 'n baard wat uitgepluk kan word deur wrede soldate, met 'n gesig waarop gespieg kan word, met 'n liggaam waar die volle toorn van die Vader op die sonde van die mens as offer kan dra. Want alle ander offers is ontoereikend. En nou beskryf die Hebreërskrywers dat hy sê, jaar na jaar moes hierdie offers gebring word. Dat was nooit genoeg nie, dit het nooit opgehou nie. Elke oggend is 'n oggendoffer gebring, elke aand is 'n aandoffer gebring, al 2 kere is daar diere geslag en het bloed geloop. En elke mens wat 'n offer gebring het daarmee gesê, hierdie is net nog iets wat ek moet doen terwille van my sonde, en dit hou nie op nie, dit hou nooit op nie. Totdat Jesus se liggaam die finale offer gebring het. Nou lees ons verder in Psalm 50. Na hierdie uitspraak van vers 7 sê hy vers 8, toe het ek gesê, kyk, ek kom. In die boekrol is dit my voorgeskrywe. Dit sien ons in vers 7 van Hebreërs 10, toe het ek gesê, kyk, ek kom, in die boekrol is dit van my geskrywe, om u wil te doen, o God. So elke gedeelte wat Jesus vir die Emmausgangers verduidelik het, terwyl hy die 12 kilometer saam met hulle gestap het na hulle dorpie, het hy teruggegaan na die Ou Testament en gesê, dit is van my geskryf. In Johannes 5 vers 37 sê Jesus, Moses het oor my geskrywe. So elke keer as Moses moet skryf oor offers, dan het hy ook geskrywe van die Messias, wat die volmaakte uiteindelike eenmalige offer is, wat alle offers vervolmaak en voltooi. Nou gaan hy verder in Psalm 40 en hy sê, ek het lus, o my God, om die welbehae te doen, en die wet is binne in my ingewande. Die Hebreërskrywer haal dit so aan. Hy sê in vers 9, hy het daarna gesê, kyk, ek kom om u wil te doen, o God. Psalm 40 wys uiteindelik op Jesus se offer aan die kruis. Nou die eerste keer as 'n mens hierdie woorde lees van psalmdigter, dan dink jy dit gaan net oor die psalmdigter self. Maar die Hebreërskrywer maak dit vir ons duidelik. Hierdie wys uiteindelik na Jesus, want die vers 9 sê, die eerste neem hy weg, sodat hy die tweede kan stel. As 'n mens kyk na alles wat gebeur het rondom die kruisiging, in daardie tyd het die priesters nog die offers gebring, en dan ek dink die volgende dag na die kruisiging het daardie manne, toe hulle instap in die tempel, hulle morsdood geskrik. Want die Bybel beskryf dit hoe die voorhangsel tussen die heilige en die allerheiligste deel van die tempel, daar staan in die Bybel, van bo na onder oopgeskeur was. As hulle dit self sou moes doen, en dit was hoog,
sou hulle onder dit stukkend gesny het en hierdie kant is 'n klomp priesters en daai kant en hulle probeer hom so na boontoe oopskeer. Daar staan in die Bybel van bo na onder is die voorhangsel van die tempel geskeur. Met ander woorde, nou het 'n tweede nuwe bedeling aangebreek. Geen offers is meer nodig nie. Die priester hoef nie meer elke jaar agter hierdie gordyn in te stap in die allerheiligste met sy bakkie bloed en die tou om sy voet nie. Dis nou klaar. En Jesus se eenmalige offer aan die kruis is nie meer die skadubeeld nie, dis die regte beeld van die ware offer wat God finaal alle sonde mee wegvat. Hoekom is dit vir ons belangrik? Hoekom moet ons hierdie dinge weet? Wat beteken dit vir jou en vir my vandag? Ek moet weet, Jesus het 'n radikale omwenteling in die hele manier van godsdiens gebring. Ons bring nie meer vandag offers nie, want Jesus se offer is genoeg ook vir my. Die Ou Testament se offerstelsel is weggeneem en afgeskaf, omdat die tweede, die vervulling van God se wil, deur Jesus se offer, is daar gestel en geld vir jou en vir my. Die skaduwees is weg, want die substansie van Jesus se offer is hier. Die gevolgtrekking is vers 10, nou lees saam met my. Deur hierdie wil is ons geheilig deur die offer van die liggaam van Jesus Christus, net eenmaal. So waaroor gaan al hierdie goed, al die offers wat gebring is en Jesus se offer vandag vir jou en vir my? Dit gaan oor een saak, en dit in Levitikus stel die Here dit so, wees heilig, want ek, die Here, julle God, is heilig. Die rede waarom die Here vir ons 'n Bybel gee, is sodat ek en jy kan weet wie is God en wie is ek. En as die Bybel vir ons sê wie God is, dan sê die Bybel vir ons, hy is 'n heilige God. Ons het in Jesaja dit gehoor, 3 maal heilig, 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 heilig is die Here. Hy verdra nie sonde nie, hy straf sonde. En ek en jy as sondaar mense het 'n probleem as ons voor die heilige God staan. Maar in Jesus kan ons voor hom staan en hy kan vir ons sê, wees heilig, want die Here julle God is heilig. En in Jesus is dit moontlik, want hy is die enigste mens wat werklik heilig was en sonder sonde was. Want heilig beteken nie net sonder sonde, dit beteken ook in God se diens. Nou verstaan mense hoekom Jesus gesê het, die Seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy liggaam te gee as 'n offer vir baie. Hy is heilig. En nou kom die Here na jou en my en hy sê, kyk na vers 10. Hierdie is nie toekomstige woorde nie. Eendag sal julle heilig word nie. Hierdie is nie teenwoordige tyd wees vandag heilig nie. Kyk wat staan in vers 10. Deur hierdie wil is ons geheilig. So die Here sê, dis wat in daardie tyd gebeur het, sodat ek en jy kan weet dis waar God ons geplaas het. Jy is geheilig deur Jesus se offer aan die kruis. Jy het alles wat jy nodig het om te leef as 'n kind van die Here. Jy kan seker wees jy is op pad hemel toe. Nie jou pogings of enigiets wat jy bydra, wat jy gee of offer wat jy probeer bring, kan jy in die hemel bring nie, maar Jesus se offer sê dat jy reeds sekerheid kan hê van die hemel vandag. As jy glo dat Jesus God is en jou middelaar, jou priester, jou offer, dan moet jy weet, niks kan dit verander, dat jy seker is van jou eindbestemming nie. Niks wat met jou gebeur, niks wat jy verloor, niks wat jy doen, kan jou uit die hand van die Here ruk nie. Maar dit beteken ook, dat jy soos 'n kind van die Here wil lewe. Deur sy Heilige Gees, wat in jou hart woon, is dit, en ons is terug by Deuteronomium 6 vers 4 en 5, omdat jy die Here lief het.
omdat hy deur sy Heilige Gees in jou liggaam as tempel woon, wil jy liefde vir die Here uitleef. Jy het hom met jou hele hart, jou hele siel en al jou kragte lief. Daarom is jou hele lewe 'n dankoffer. Nie meer 'n offer van Here, ek het hierdie lysie van dinge en maak gou nie, of Here, ek wil nou hierdie goed, hier is nou my idee van hoe dinge moet gebeur, en ek is baie vies en boos as dit nie so gebeur nie. Nou is my lewe net 'n dankie, waar jy sê, Here, ek offer my liggaam, my gedagtes, my tyd, my energie, my vreugde, my hoop, alles is in U hand. My kinders, my ouers, alles wat vir my kosbaar en dierbaar is, gee ek in die hand oor. Ek wil heilig leef, want U is heilig. Die implikasie daar is, hou op om self te probeer betaal. Jy kan nie God manipuleer met jou geld, of met jou gebede, of met wat jy ook al doen, en sê, Here, ek het nou hierdie klompie goed gedoen, nou skuld Hy my daar nie. Werk nie so nie. Alles wat ons vir die Here doen, is 'n dankie vir wat Hy aan die kruis deur Jesus gedoen het. My goeie werke is nie maar rituele soos wat die Islam en ander mense nog vandag doen. As ek net hierdie stukkie betaal en hierdie klomp rituele doen, en dan skuld die afgod my nie. Ons het God lief, en Jesus het die volle rekening aan die kruis betaal, omdat Hy ons lief het. Ons rus, ons sien sy rus in die voltooide werk. Kyk nou vers 12 van hoofstuk 10, daar staan, maar hy het nadat hy een slagoffer vir die sonde gebring het, vir altyd gaan sit. Was baie goed in die tempel gewees. Daar was waterbakke vir die reiniging, daar was die offeraltaar gewees, daar was die tempelgereedskap. Dis een ding wat daar nie was in die heilige dien, daar was nie 'n stoel nie. Daai priesters kon nie gaan sit en sê, ek vat 'n bietjie pause nie. Hulle moes staan en offers bring, die hele tyd. Jesus het gaan sit aan die regterhand van die Vader na sy offer. Dit is klaar. Daar is nie meer nodig nie. Die voorhangsel is geskeur sodat ek en jy vandag ons oë kan toemaak en kan bid tot God die Vader, en Hy hoor en Hy verhoor en Hy sien in genade aan. En dit gee aan ons 'n ontsaglike verantwoordelikheid en 'n vrymoedigheid. En ons gaan daarvan nou nog verder leer in hierdie gedeeltes wat voor lê, vers 19 tot 25 veral. Maar jy het die vrymoedigheid om te bid en te weet, my Vader hoor my. Maar om te weet, onthou hoe die hoë priester in die troonsaal van God in die allerheiligste ingegaan het, met watter respek, met watter ontzag, met watter eerbied het hy tot God genader. En dit sê vir my iets van hoe my gebedslewe lyk en dalk behoort te lyk. Dis een ding, ons praat met die Here soos wat ons praat met 'n Vader, elke dag, sommer deur die dag baie keer. Maar dan kom 'n tyd wanneer jy binne in jou binnekamer stil word voor die Here en jy moet besef, om in die troonsaal van God in te gaan, is iets groots, is iets ontzagwekkend. Dink aan die hoë priester en dink aan die voorreg wat jy het, om in gebed, om te nader vandag. Dis groots. Hierdie lydenstyd sê vir jou en vir my, moenie vaskyk en die skadu wees van wat mense alles doen en aanvang om jou nie, en die skade wees wat jou eie sondes in jou lewe veroorsaak nie, maar jy kan jou oë op Jesus hou. Hy is jou middelaar, hy is jou hoë priester, hy is die offer wat alles voltooi het, sodat jy met vreugde en met 'n ontsaglike vrede kan weet, ek is veilig in die Here. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, hierdie gedeelte laat ons besef, daar is soveel goed wat ons as vanselfsprekend aanvaar. Here, ons dink baie keer so roekeloos daaroor, dat as ons bid vergewe, dan is ons baie keer so arrogant om te dink, dis U werk, U moet ons vergewe. En ons besef vandag opnuut, U moet niks. U skuld ons niks.
Ons is absoluut afhanklik van U. En ons is so bevoorreg, Here, dat ons U nie net ken as God en Skepper nie, maar Here Jesus, U ook as ons Hoëpriester en die offer wat gebring is. Here, ons het nie altyd te benul van die impak van sonde nie, en wat dit kos nie. Maar dankie, Here, dat ons kan sien op ons rekening met ons lysie van al ons sonde, daar is in bloed geskryf oor hierdie rekening, vereffen, betaal deur die bloed van Jesus aan die kruis. Here, vul ons harte met 'n dankbaarheid. 'n dankbaarheid wat wil dien, 'n dankbaarheid wat wil loof, 'n dankbaarheid wat met vreugde aan die wêreld wil verklaar, daar is hoop in Jesus. Daar is 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan, in hom wat ons hoor en verhoor. Ons loof U, Here Jesus. In U naam bid ons dit alles. Amen. In vers 3 van Gesang 186 staan daar: hoe groot was daardie offer, die hoogste prys. Maar ons gaan net vers 1 sing, gaan lees gerus hierdie gesang weer deur, hierdie pragtige lydensgesang. En in vers 1 staan daar: o Heer, uit bloed en wonde, uit kruishout, haat en hoon, blyk duidelik hoe die sonde die liefde beloon. U liefde bring genesing, al is met U gespot. U liefde skenk vergewing en wil versoen met God. Kom ons staan en loof ons die Here met hierdie woord. O Heer, uit bloed en wonde, uit kruishout, haat en hoon, blyk duidelik hoe die sonde die liefde beloon. Die liefde bring genesing, alles met U gespot. Die liefde skenk vergewing en wil versoen met God. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle elkeen. Amen.